4 maande of wat ook al gaan daar weer Ja, nee, bosluise dit sal wees, ons dit weer is kom. ons nou so. Maar ja, dit is beperk die hantering. Om hierdie goed aan mekaar 5 km aan te jag, En hy verloor ook gewig. hy verloor gewig. Hy kan op so by mekaar sessie met sy hardlopery en sy maag wat werk, kan hy tot so 3,5 kg kan hy verloor op daai een dag. Dan gaan staan hy 'n dag en 'n half by jou by die huis. Kalvers wat ons veiling toestuur gaan in die agterste klein bergkampie wat ek jou gesê het. Hy eet tot die aand Tot die dag wat hy moet vir die gelei word. volgende oggend gelei word. Ja. Eet hy. Want hy gestaan 'n dag en 'n half by die kraal. En as hy nie goed genoeg voorberei is, lyk hy soos 'n windhond as hy by die kraal aankom. En jy kry nie geld nie. En dan wil jy nou weet hoekom. Ja. Want hy dan so mooi by jou gelei. Dit is baie dit is foute wat ons almal al gemaak het en ek dink dit is 'n goeie wenk om dit te doen voordat jy op weeskrale toe gaan. En ek weet nie, doen oom enige voorbereiding as om veiling toe gaan, soos 'n ander tipe lek of 'n ander afronding of een of ander ding of net op die veld met sy voetervas en sy sout in. Die beste is om, as jou goedkoopste is jou veld. Ja. Daar's niks wat goedkoper is. Dit help nie om 'n beeste te voer in voerkrale toe te veiling toe te vat, want jy bevoordeel net die voerkraal. Want die prys is dieselfde. Jy gaan nie noodwendig 'n hoër prys kry omdat jy hom gevoer het nie. So waarvoor doen jy dit? Ja. Hy vertoon dalk beter. Ja. Maar as die tollieprys oor die algemeen R37 is, gaan jy R37 vir hom kry. Ja. Jy kan dalk 38. Maar 'n rand gaan nou regtig nie die voerkoste dek nie. Nee, verseker nie. So jou natuurlike veiding is maar die storie. Gee vir jou 'n aanduiding van die hoeveelheid groei wat daar nog is. So 'n kalf wat nou op dieselfde ouderdom klare stryd reguit amper niks het nie, gaan nie verskriklike groot. Hy gaan 'n medium ras wees of 'n klein raam wees. En dan moet vel wees dat hy kan in die vel ingroei baie. Hy groei, dit is maar net 'n aanduiding of 'n hoe sal ek sê, riglyn wat ons gebruik wanneer ons van die verse uithaal. As jy nou na hierdie Briqua vers kyk kyk die hoeveelheid wat nog daar is. So sy gaan 'n groot raam wees. Jy kyk natuurlik nou uit die aard van die saak nou na jou lengte van jou bene en al daai tipe goed ook. Lekker dik bene. Maar dit is wat ek as 'n indicator gebruik om vir my te sê. Jou gesondheid, ek meen hierdie borsbeen van hierdie ou nou. Ek meen kyk waar staan daai vet. Nie seker wat sy ouderdom nou is nie. As 'n mooi bees. Maar ek meen kyk die boude, kyk die vertoon wat jy vertoon. Ek dink dit is nou vergelyk hom nou met daai ene wat nou daar by die kuier staan. Hulle behoort nou een ouderdom min of meer. Kyk die verskil. En dit gaan alles oor die kwaliteit. Dit gaan oor die kwaliteit. Wie sy ma, wie sy pa. Oom het ook gesê van die lang hare en die kort hare, Ja, wat hoe meer Brahmane oor die algemeen het baie minder uitwendige parasiete soos borsluise en perivlee en daai tipe goed. Hoe langer jou hare raak, hoe meer van hierdie probleme het jy. En dit is waar skoon Simmentaler byvoorbeeld uit die bus uitval. Hy word gepak met die perivlee. So jy probeer aan die einde van die dag in jou teelprogram beeste kry wat 'n gladde haar kleed het. Want daai gladde haarkleur vertoon ook beter in die veiling. Hy's wys mooier. So dis baie belangrik. Om Bosman 'n vraag wat ons altyd vra voordat ons eindig, hoekom boer oom? Wat is die rede wat oom besluit het om te boer? En hoekom boerdery is 'n kwaliteit lewe. Jy moet 'n passie hê daarvoor. As jy nie 'n liefde het om te boer nie, dan kan jy nie boer nie. Boerdery is nie vir almal nie. Jy moet 'n liefde daarvoor hê. Is 'n moeilike bedryf. Daar's baie kostes daaraan verbonde, maar dit moet vir jou lekker wees aan die einde van die dag. En jy moet trots wees met dit wat jy produseer en in die mark blootstel. En daai satisfaksie wat jy daar kry, dit is wat jou maak. In jou volgende jaar deur die droogte weer laat boer in die dorp toe te hardloop nie.
En ja, dit is maar hoekom jy boer. Dis vir die kwaliteit lewe daar. En die lekkerte daar. Dit raak lekker. Dis Ja. moeilik ook, maar dit is lekker ook. Ja. So dis nie net probleme nie. Dit raak, maar deur die probleme raak dit eintlik aan die einde van die dag al lekkerder, omdat jy al daai probleme kan aanspreek as dit weer gereën het en jou foute uitwis. Want En jy leer mos ook deur die hele droogte proses. leer vir ons baie. Ja. Want jy maak foute. So ja, nee, dit bly vir my 'n passie en ek sal dit seker nog maar doen tot ek omval hier. So Maar ja, ons wil maar net vir hom baie dankie sê vir al oom se kennis. En ons waardeer dit regtig. Ek is seker baie mense gaan baie uit en dit was vir ons verskriklik interessant en ek wens hom alle sterkte toe met ons boerdery en nog meer reën en nog meer kalwers. So baie dankie. ja, dis 'n plesier en ek hoop daar's mense daar buite wat iets kan leer uit 'n ou se ondervinding uit. Verseker. Dankie. Oh ja.